dan kan ons nie anders as om te sê dankie. Dankie vir 'n houtkruis. Dankie vir 'n redder wat aan 'n houtkruis hang. Dankie vir 'n liefde so onbeskryflik groot. Dankie vir 'n vaderhart so oop dat U enigste U seun gegee het, sodat hy in ons plek aan die kruis kon sterf en daardeur vir ons 'n volkome verlossing kon bring. Dankie Here dat ons vanmôre kan staan en sing, kan jubel, kan juig. Dankie dat ons harte kan bly wees oor dat U ons verlos het, oor dat ons die kinders kan wees. Here, dan besef ons, daar's 'n wêreld daar buite wat donker is. Daar's 'n wêreld daar buite wat U nie ken nie en wat U nie erken. Wat vasgevang sit in hulle sonde. Dan besef ons daar's nog dikwels ook 'n stuk sonde in ons eie hart. Here, nog 'n stuk donkerheid in ons eie hart, waar ons U nie voluit prys en loof en waar ons nie werklik besef wat dit beteken dat ons verlosser, dat ons God aan 'n kruis vir ons sterf. Dankie Here. Kom ontmoet ons vanmôre. Kom praat met ons deur die woord, deur die Heilige Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. U kan die Bybels oopmaak by verskillende plekke. Ons gaan Matteus 27, Lukas 23, Johannes 19. U kan die blaadjie uithaal. Die blaadjie het al die skrifgedeeltes daarop en ook die hoofpunte van die boodskap. Dan kan u dit volg. Ons is besig met 'n lydenstydsreeks. Dis 7 weke wat oploop na Paasnaweek toe en dit is 'n tyd waarin Christene reg oor die wêreld nadink oor wat dit beteken dat Jesus vir ons kom ly het en kom sterf het. Dis voorbereiding. En daarom vra dit van ons om ons lewens net opnuut oop te maak, net opnuut te besef wie Jesus eintlik was, maar ook wat hy vir ons kom doen het en opnuut ons lewens aan hom oor te gee. In hierdie reeks praat ons oor mense rondom die kruis. En vanmôre gaan ons stil staan by die soldate. En ek glo dat God dit deur die soldate, en daar's nogal 'n volledige beskrywing van wat hulle gedoen het in die evangelies, dat die Here daardeur 'n boodskap het vir elkeen van ons vandag. So, kom ons lees. Ek gaan verskillende gedeeltes lees, almal handel oor die soldate. Matteus 27 by vers 27. Die goewerneur se soldate het Jesus toe na hulle hoofkwartier geneem en die hele regiment teen hom bymekaar gemaak. Hulle stroop hom toe van sy klere en hang hom 'n persmantel om. Hulle het ook 'n krans van dorings gevleg en dit op sy kop gesit en 'n rietsepter in sy regterhand. Toe maak hulle kniebuigings voor hom en roep spottend: Ons groet u, o koning van die Jode. Boonop het hulle hom bespoeg en het hulle die riet by hom gegryp en hom daarmee teen die kop geslaan. Johannes 19 vertel dieselfde en in vers 3 sê hy, hulle het hom aanhoudend met die vuis geslaan. Toe hulle moeg geword het van spotdryf met hom, het hulle die mantel weer uitgetrek en vir hom weer sy eie klere aangetrek. Toe vat hulle hom weg om hom te kruisig. Lukas skryf die volgende, Lukas 23 vers 33.
Toe hulle by die plek aankom wat Kobbeen genoem word, het hulle Jesus daar gekruisig, as ook die misdadigers. Een aan Jesus se regterkant en een aan sy linkerkant. Daarop het Jesus gesê, Vader, vergewe hulle, want hulle besef nie wat hulle doen nie. Hulle, dis die soldate, het ook sy klere verdeel deur die lot te werp. Die volk het net daar gestaan en toe kyk. En die leiers het aangehou om hom te bespot met die woorde, ander het hy gered, laat hy homself red as hy dan die Messias is, die uitverkorene van God. Ook die soldate het vorentoe beweeg en Jesus gespot. Hulle het vir hom asynwyn aangebied en het gesê, as jy die koning van die Jode is, red jouself. En Johannes skryf die volgende, Johannes 19 vers 23. Die soldate het toe hulle Jesus gekruisig het, sy boklere geneem en daarvan 4 dele gemaak, vir elke soldaat 'n deel. Hulle het ook die draarok, die onderkleed geneem. Dit was 'n naatlose kleed, van bo tot onder aan een geweef. Hulle het toe vir mekaar gesê, moenie dit skeur nie. Laat ons dit liewers daaroor loot en so bepaal wie se dit sal wees. Dit is gedoen, sodat die skrif vervul kan word. Hulle het my boklere onder mekaar verdeel en oor my onderkleed het hulle die lot gewerp. Tot sover dan wat die soldate gedoen het. En dan Markus 15, vers 37. Maar Jesus het hard uitgeroep en sy laaste asem uitgeblaas. Daarna het die swaar gordyn in die tempel in 2 geskeur van bo tot onder. Toe die Romeinse offisier oor 100 wat reg voor hom gestaan het, Jesus so sien sterf, was sy woorde, waarlik waar, hierdie man was die seun van God. En dan lees ons Matteus 28 vers 11, dit is nou na Jesus se kruisiging en in die graf lê. Terwyl die vroue op pad was, het sommige lede van die wag in die stad ingegaan. Hulle het gevlug toe daar 'n aardbewing kom en die engel kom. En hulle het toe in die stad ingegaan en vir die priesterhoofde alles vertel wat gebeur het. Hulle het toe saam met die familiehoofde beraadslaag. Die familiehoofde, priesterhoofde, het toe vir die soldate 'n groot som geld aangebied en vir hulle gesê, julle moet vir die mense vertel, sy disippels het mooi in die nag gekom terwyl ons aan die slaap was en hulle het sy liggaam gesteel. As die gouverneur hiervan hoor, sal ons hom gerusstel. Ons sal sorg dat julle nie hoef te kwel nie. Die wagte het toe die geld gevat en gedoen soos wat vir hulle voorgesê is. Hierdie storie is onder die Jode versprei en word oorvertel tot vandag toe. Dis die woord van God. Kyk vriende, die soldate wat daar by die kruisiging betrokke was, hulle het geen persoonlike gevoel, geen oortuiging oor Jesus gehad nie. Hulle was dood eenvoudig soldate wat gestasioneer daar was in Palestina, ver van Rome af. Die geskreeu van die skare, die beskuldigings van die Joodse leiers, dit alles het hulle nie geplan nie. Hulle taak was dood eenvoudig om bevele uit te voer, om wet en orde te handhaaf en om seker te maak dat die Romeinse oorheersing in daardie gebied nie bedreig word op enige manier nie. Hulle was beroepssoldate, dit was hulle werk. Hulle was geharde manne. Hulle was opgelei om te veg en in daardie tyd was gevegte nie maklik nie. Hulle het ongelooflik baie geweld beleef en geweldig baie geweld self gepleeg. Hulle hardheid
eintlik hulle wreedheid, word vir ons baie duidelik uitgespel in hoe hulle Jesus hanteer het. Want dit is so, dat Pilatus, nadat hy Jesus verhoor het, en toe hy hom onskuldig bevind het, het hy die soldate opdrag gegee, om vir Jesus te gaan gesel. As ons die evangelies lees, ons het daaroor gepraat, soos oor Pilatus gepraat het, hy het gedink dit was 'n manier, dat Jesus nou stikkend geslaan word, en dat die mense dan gaan sê, okay, hy kan maar vir Jesus vrylaat. Nou kom ons bly by die soldate. Die soldate het die opdrag gekry. Hulle moet vir Jesus vat, en hulle moet vir Jesus gaan gesel. Nou geseling, sonder om dit in detail te beskryf, was een van die verskriklikste dinge wat met jou kon gebeur, behalwe om gekruisig te word. Dit was letterlik 'n sweep, wat gevleg was met stukkies yster en been in, waarmee jy geslaan is, en wat jou velle van jou lyf sou aftrek. Geseling was so erg, dit was bedoel om die maksimum pyn aan die persoon toe te dien. Dit was so erg, dat mense gesterf het onder die geseling. So jy moet besef, om so 'n straf aan 'n onskuldige, sagte mens, soos Jesus. En hy was 'n sagte mens, hy was 'n eenvoudige, hy was nie 'n geharde krimineel, of 'n soldaat, of 'n vegter nie, hy was sag. Om so 'n straf op so iemand te moet toedien, beteken jy moet klaar hard en wreed wees. Maar nou moet jy oplet, en al die evangelies praat daaroor, dat die soldate doen nie net dit wat aan hulle opgedra is nie. Ja, hulle gesel hom. Maar daar staan dat na die geseling, toe Jesus klaar verswak was toe hy geweldige pyn ervaar het as gevolg van die geseling, toe het hierdie soldate verder gegaan. En hulle het met hierdie koning van die Jode, het hulle die spot gedryf. En daardie bespotting van Jesus was nie maar onskuldige pret nie. Daar was 'n diep venyn in, en dit was bedoel om hom geestelik af te takel, en om hom fisies verdere pyn te veroorsaak. Iets wat amper onskuldig klink, soos om sy kleed, sy mantel uit te trek, en vir hom 'n persmantel aan te trek, en later weer die persmantel uit te trek, en sy kleed aan te trek. Dit het ongelooflike pyn veroorsaak, want sy rug was stikkend geslaan. En daardie aantrek en uittrek van die klere moes intense pyn veroorsaak. Hulle het 'n doringkroon op sy kop gaan sit, en asof dit nie genoeg is om dit in sy kop in te dryf nie, het hulle 'n riet gevat en bo op die kroon geslaan om die dorings in sy kopvel in te dryf. Johannes skryf dat die soldate net vir pret, hierdie Jesus wat so beseer is, dat hulle hom aanhoudend met die vuis geslaan het. Die spotroep, gegroet koning van die Jode, was bedoel om hom te verneder. Daar staan, hulle het aanhoudend op hom gespoeg. Dit was nie deel van hulle opdrag nie. Dit was nie hulle werk nie. Dit was sommer 'n ekstra wat hulle vir Jesus gedoen het. Hulle het dit sommer net gedoen terwille van die wreedheid daarvan. Net omdat hulle kon. En net omdat Jesus magteloos was daar. En weet jy, dit sê vir my hoe wreed, hoe verdorwe, hoe ongevoelig die sonde 'n mens kan maak. Ek gaan terugkom daartoe. Dit wys vir ons hoe ongevoelig kan sonde 'n mens maak. Wanneer hulle vir Jesus aan die kruis vasgespijker het, dit was hulle werk, hulle moes dit doen.
Maar wanneer hulle hom aan die kruis klaar vasgespijker het, dan staan daar dat hulle hom aangehou spot het en dat hulle hom gekoggel het. En gesê, toe kom nou af, jy's mos die koning van die Jode. En jy moet onthou, in dit alles het Jesus nooit terugbeklei nie. Hy het nooit gevloek nie. Hy het niemand ooit verwens nie. Hy was letterlik soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei was. Jesaja 53 vers 7 sê hy's geslaan en mishandel, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Hy is soos 'n lam wat ter slagting gelei word, soos 'n skaap stil is voor sy skeerders. So het hy sy mond nie oopgemaak nie. Die prentjie wat vir ons hier geteken word van die soldate, is die van uiterste ongevoeligheid en wreedheid. 'n Direkte gevolg van die sonde in 'n menselewe. Om die waarheid is, die soldate verteenwoordig eintlik die mens in sy slegheid wat hy kan wees. Dit wys vir ons hoe sleg mense kan wees. Hoe sleg hulle kan afdaal. Daar staan ook dat Jesus kaal uitgetrek is. Verdere vernedering. Kaal aan 'n kruishout te hang ten aanskoue van almal wat daar verbystap. En terwyl Jesus daar hang aan die kruis met die intense pyn en vernedering en spot, wat doen die soldate? Hulle is besig met 'n dobbelspeletjie. Hulle deel sy klere onder mekaar uit, hulle dobbel oor wie gaan sy onderkleed kry. Maar in dit alles is hulle besig om te vervul dit wat in Psalm 22 vers 19 staan. Jy kan gerus maar Psalm 22 gaan lees. Daai hele Psalm beskryf eintlik op 'n besondere manier dit wat Jesus aan die kruis deurgemaak het. Daar's nog 'n stukkie wat oor die soldate geskryf word, en dit is dat na die kruisiging het die priesterhoofde vir Pilatus gaan vra, hy moet asseblief die graf laat bewaak, want die disippels het gesê hy gaan opstaan. En dan stuur hy die soldate om die graf te gaan bewaak. Maar dan lees ons dat wanneer die aardbewing kom en die engel verskyn om die klip weg te rol, dan skrik daai soldate hulle boeglam en hulle hardloop. En wanneer hulle dan later by die Joodse leiers kom en vir hulle vertel wat gebeur het, dan koop die Joodse leiers hulle om met 'n groot bedrag geld. Om 'n liegstorie te vertel. Om te sê, maar dit is sy disippels wat sy liggaam kom steel het. Weet toe ek dit sien, toe dink ek, wow. Hierdie wredige, harde, roekelose mense, toe hulle in die moeilikheid kom, toe hardop hulle soos lafaard. En toe lieg hulle soos lafaard. Dis sonde. Dis die mens. Wat leer ons van die soldate? Kom ek sê vir u, ons leer bo alles dat sonde maak 'n mens ongelooflik blind en wreed. Selfs in die teenwoordigheid van die Seun van God. Dit sê vir my, jy kan in die teenwoordigheid wees en jy kan sien hoe die mees besondere mens van alle tye gegeesel word. Hoe hy onregverdig verhoor word, hoe hy bespot word. Jy kan vir die eerste keer in jou lewe hoor dat 'n gekruisigde bid vir die mense wat hom aan die kruis vasgespijker het. Hoor dat hy in liefde omgee vir die mense om hom. Sonder om te vloek, sonder om te verwen, sonder om te dreig. Jy kan dit alles hoor en beleef, en sonde maak dat dit niks aan jou doen nie. Niks. Dit raak jou nie. Jy kyk daarna, jy sien dit voor jou oë, maar dit doen niks aan jou nie. Dit raak nie eers 'n snaartjie in jou hart nie. Jy gaan dood eenvoudig aan met jou gewone lewe, asof niks gebeur het nie. Jy
verdeel klere, jy dobbel, jy lag, jy spot en jy koggel. Maar weet jy, ek dink dit is ook waar, dat dit juis vir ons sê dat daar vandag nog mense is, wat net so wreed teenoor hierdie Jesus reageer. Sonder om enigstens moeite te doen om uit te vind wie hy regtig is. Mense wat vandag hom beledig en met hom spot en hom verag. Maar hulle doen nie moeite om agter te kom wie is hy eintlik? En hoekom het hy na die aarde gekom en aan 'n kruis kom sterf? Mense kan ongelooflik wreed wees. Verskriklik wreed teenoor weerlose mense. Ek dink hierdie soldate is in 'n sekere opsig simbool van wat die sonde aan mense se lewens doen. Die absolute wreedheid, hardheid en ongevoeligheid, nie net teenoor Jesus nie, maar ook teenoor ander mense. Weet julle, ons leef in 'n wêreld. Dit was daai tyd so, maar dit is vandag ook nog so. Dit is eintlik verskriklik om te besef hoe genormaliseer geweld geraak het. Hoe gewoond ons geraak het. Ons sien op die televisie, ons sien bomme val en kinders en mense word uit mekaar geskiet. Ons sien hoe mense in honderde doodgemaak word, selfs in duisende. Ons sien dit in Gaza, ons sien dit in die Oekraïne, ons sien dit in Suid-Afrika, ons sien dit oral. En die sonde maak mense hard. Dit raak ons amper nie meer nie. Ons kyk daarna en ons blaai aan na die volgende berig toe. En wat gaan die volgende ene sê? Dit raak ons nie meer nie. Wat aan mense gedoen word, raak ons nie meer nie. Ons word nie meer, ons hart gaan nie meer in beroering, wanneer ons agterkom dat weerlose mense word vernietig. Weet jy, selfs in hierdie land. Ek lees berigte, ek sien hoe mense verniel word. En dan word dit genormaliseer. Maar die persoon het 'n sleg agtergrond gehad, maar die persoon het swak groot geword, maar die persoon, maar dit, maar dat. In plaas van om op te staan en te sê, dis verkeerd. Ons kan nie so met mense werk nie. Ons mag nooit so met mense werk nie. Soldate is voorbeeld daarvan. Maar weet ek het 'n bietjie verder gedink. En ek dink daar's mense wat simbolies reg voor die kruis sit. Wat hierdie gebeure hulle lewe lank aanskou, wat letterlik in die kerk groot word. Wat alles weet, wat alles hoor van Jesus. Maar wat nooit regtig moeite gedoen het om hierdie Jesus persoonlik te leer ken en 'n persoonlike verhouding met hom te kom nie. Wat al die stories oor Jesus, wat al hoeveel lydenstye, hoeveel paasnaweke deurgegaan het. Maar nog nooit regtig op daai punt gekom het waar ek erken, maar hierdie Jesus, hy is my verlosser en wat gaan buig het voor hom en jou lewe aan hom oorgegee het. Mense wat in die kerk sit, maar wat net aangaan met hulle lewe. Asof dit hulle glad nie raak nie. En dan op 'n stadium, dan stap hulle weg. En dan draai hulle rug op hierdie Jesus. En dan spot hulle saam met die wêreld, omdat hulle hom nooit as verlosser aanvaar het nie. Maar, in hierdie gedeelte is daar 'n maar. Daar by die kruis en tussen die soldate was daar ook 'n centurion, 'n offisier, 'n hoofman oor 100. Hy was ook 'n beroepssoldaat. Hy is die bevel gegee om toesig te hou oor die kruisiging, waarskynlik oor die geeseling, oor alles wat daar gebeur het.
Hy het al gevorder in die range, hy het 'n senior pos beklee. Hy is ook besig om sy werk te doen. Maar terwyl hy dit doen, het hy 'n ander houding as die ander soldate. U sien, hy let op. Hy neem waar, wat is hier aan die gebeur? Vir die eerste keer in sy lewe hoor hy dat 'n gekruisigde bid vir die mense wat hom gekruisig het. Hoor hy dat die gekruisigde vra, Vader, vergewe hulle. Hy hoor hoe sag hierdie man reageer teenoor die moordenaar langs hom se gebed. Hy hoor dat hierdie man nie vloek of skel nie. Dat hy ook nie eers smeek of pleit nie. Dat hy nie sy onskuld bepleit nie. En hy weet, hy het dit ook nie eers gedoen voor, tydens of na sy geeseling nie. Hierdie man wat daar in die middel hang, hy's net anders, hy's net so anders. As jy net kyk, kan jy dit sien, jy kan dit sien. Selfs 'n geharde beroepssoldaat kan dit sien. Hy hoor hoe hierdie man omgee vir sy ma, terwyl hy besig is om in pyn te sterf en te sê dat sy goed versorg kan word. En dan beleef hy daai skielike donkerte. Hy beleef die aardbewing. En soos 'n weerligstraal tref dit hom, hierdie man is werklik die seun van God. Hy is wie hy gesê het hy is. En die kruis, die martelplek raak vir hom 'n kerk, waar hy sy Messias ontmoet en sy verlosser leer ken. Daar is 'n legende, en ek dink dit is waar, wat vertel dat hierdie hoofman 'n toegewyde volgeling van Jesus geword het. Sy naam was Longinus. Hy het die evangelie verkondig en hy het op die ou end 'n marteldood gesterf. So radikaal anders as die ander soldate. Die evangelies vertel vir ons natuurlik van nog 'n hoofman oor 100 wat in Jesus geglo het. Sy slaaf was ernstig siek en hy stuur mense om Jesus te laat kom, en dan lees ons in Lukas 7 vers 7 tot 9 dat die offisier vir Jesus laat weet, sê maar net 'n woord, jy hoef nie na my huis toe te kom nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek weet, want ek staan onder die gesag van my bevelvoerende offisiere. Ek voer gesag oor my soldate. Ek hoef net te sê gaan en hulle gaan, en kom en hulle kom. En as ek vir my slawe sê doen dit, dan doen hulle dit. Toe Jesus dit hoor, het hy hom oor die man verwonder. Hy draai toe om na die skare wat hom volg en hy sê, ek sê vir julle, selfs in Israel het ek nie so 'n geloof teëgekom nie. 'n Beroepssoldaat wat in Jesus geglo het. Ons lees ook in Handelinge 10 van 'n ander hoofman oor 100, 'n offisier, 'n soldaat, Kornelius, wat in Jesus geglo het en gered is. Jy sien, die feit dat jy 'n beroepssoldaat is, die feit dat jy 'n geharde soldaat is, selfs 'n hoë pos in die weermag in 'n heidense owerheid het, maak nie dat jy nie vir Jesus as die Messias kan erken nie. Ek wil hê jy moet dit mooi hoor. Die feit dat jy in diens is of woon in 'n heidense land wat Jesus nie erken nie. Die feit dat jy in 'n posisie staan in 'n pos, 'n hoog aangeskrewe pos, as wetenskaplike of navorser of wat ook al, maak nie dat jy nie vir Jesus kan erken nie. Maar dan is dit nodig dat jy jou oë oopmaak en dat jy waarneem dit wat hier aan die gebeur is.
En ek weet dis ten diepste die Heilige Gees wat ons geestesoë oopmaak sodat ons die waarheid kan sien. Maar as jy soos die Joodse leiers jou oë moedwillig toemaak en sluit vir die waarheid, dan gaan jy dit nooit ontdek nie. Of as jy soos die soldate net eenvoudig nie omgee nie, gaan die waarheid nooit in jou lewe deurbreek nie. Maar as jy soos hierdie offisier bereid is om verder te kyk, regtig te sien wat hier aan die gebeur is, die woord te lees, werklik te luister en jou hart oop te maak, dan kom jy agter. Maar hierdie Jesus, dis my verlosser. Hy het vir my gesterf. Sien die kruis, gooi 'n lang skaduwee oor elke mens se lewe. Data wat op ons skiet nie, so wees rustig. Ek is amper klaar. Die kruis gooi 'n lang skaduwee oor elkeen van ons se lewe en ons het 'n keuse. Ons het 'n keuse wat ons gaan maak met die kruis, met Jesus. Ons kan dit verwerp of ignoreer en maar net aangaan met ons lewe. Of ons kan toelaat dat die kruis, dat Jesus, dat die Heilige Gees my oë oopmaak en dat ek besef wie Jesus is en dat ek my lewe aan hom oorgee. Dan verander dit my lewe. Nou en tot in ewigheid. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie. Dankie vir die kruis op Golgotha. Dankie vir 'n ruwe houtkruis. Help ons, Here, ook ons wat hier binne die kerk sit, ons wat al hierdie verhaal hoeveel kere gehoor het. Help ons, Here, om nie maar net om te draai en weg te stap. Asof dit niks vir ons beteken nie, maar Here, dat ons werklik seker maak dat ek het ook al gekniel, ek het daardie keuse gemaak en my lewe oorgegee aan hierdie Jesus. Want hy is waarlik die Seun van God. Hy is wie hy sê hy is. Hy is die weg, die waarheid, die lewe. En ek kan net na die Vader toe kom, deur hom. Dankie, Here.